Ons is hier op kragdag en ek staan hier by oom Hasie Haasbroek. En as die kinders mos nou daar oor die groot dam gaan werk het en hulle kom terug, dan moet alles nog groen wees en hulle plakkie plakkers op, maar ek sien oom het al lankal so 'n masjien. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie unieke gevaarte wat ons langs staan. Ja man, hierdie is so 1948 John Deere B. Jy het die John Deere A ook gekry wat so 'n derde groter is. En dan sy engine is 3.1 liter. Hy het net 2 pistons wat al twee vorentoe loop. Hy het nie, jy start hom gewoonlik op petrol en as hy warm is dan loop hulle hom op kragparafien, maar ons kry nou nie meer kragparafien nie, so ons ry hom nou heeltyd op petrol maar. Hy het omtrent so 25 pere krag wat hy kan uitsit, dis so 18 kilowatt. En dan sy koelingssysteem, hy het nie 'n waterpomp nie, hy sirkuleer natuurlik. So, en dan een van die ander dinge ook, hy het 'n handklats, so jy moet met een hand die stuurwiel werk en met die ander hand moet jy die klats werk. Nou, hy's gemaak in Waterloo in Iowa, daar so in 1948. So is redelik, hy is al hier goed by die 75 jaar of so oud. Ja, as ek so kyk na die trekker, kyk en hier vang die son nog dooier is op jou. Jy het nie die gemak wat jy deesdae in het in 'n trekker wat 'n kappie op het en wat jy in ligversorging sit nie. Die manne, jy was 'n bietjie 'n man as jy heeldag op hierdie trekker gewerk het. Hy het vir jou gewerk, nou, want onthou hy met sy 2-skaar ploegie kan hy omtrent so 2, miskien 3 hektaar 'n dag ploeg. Hierdie nuwe trekkers doen dit in 15 minute. So jy het nogal 'n lang dag agter hier blad met hom. En wat ook gebeur, sy temperatuur is louvers aan die voorkant wat jy oop en toe maak. So jy moet die hele tyd die temperatuur check. En as hy te warm begin raak, maak jy die louvers oop en dan blaas hy al daai warm lug hierso oor die ou op die sitplek. So jy sweet redelik as jy met hom werk deur die dag. Ja nee, dit wys ons oupas was daarom van ander stoffasie gemaak. Baie, ja. Maar oom het gesê oom gaan nou hierdie ouetjie vir ons gaan ons nou opstart in goeie Afrikaans om vir ons te wys dat dit nie so maklik is om net in 'n kajuit te klim en 'n knoppie te druk nie. Ja, nee, goed, ek sal hom gou 'n bietjie vir julle hier op aan die gang kry. Sy oom kan maar gaan. Alright. Hier sy petrol oopmaak. En dan natuurlik sy klats sit hierso met die hand. So as jy hom vorentoe druk, dan begin hy te ry as hy in rad is. So okay, kom ons gee hom 'n try en kyk of jy ouetjie wil saamwerk. Ek moet seker eers die batterypool terug. Nou sal hy werk. Ek moet nou sê oom, ek is nou nogal beïndruk. Ek het nie geweet hierdie ding het 'n elektriese starter op nie. Ek het gedog oom gaan nog 'n slinger swaai. Nee, hy's dan van die eerstes wat met die elektriese starter uitgekom het. So. Interessant, ek sien nou hier langs die kant van hierdie wiel het hy nou hierdie verskriklike as, ek het nou op die regte Afrikaans gekom. Waarvoor was dit gebruik? Dit was om die wiels weier en nouer te spel, hang af van hoe wyd jy plant uit mekaar uit en so aan. So dit was nie vir nog 'n ekstra wiel nie. En dan iets, Nerinus, ek gaan nou hierdie baal net hier uit mekaar. Nerinus, ekskuus, ek wil net ons kameraman 'n bietjie hierdie kant. Nou ek onthou my oupa het 'n vaalmol gehad en dan hoe die goed aangedryf was, daar het 'n belt geloop oor hierdie ding wat nou heeltyd draai, wat jy nou voor moet pas op as jy daar voor sit. Die vaalmol het net darm 'n bietjie voor gesit. Maar dan het hy amper so plat belt gehad soos wat hulle daar op die lusters gebruik het en daai ding wil bly afklim. Hy is soos 'n steeksklong wat wyn gesuip het. Dis 'n ding wat jou heeldag op jou tone hou. Het oom hulle nog gebeld, het gebruik oom dit so van tyd tot tyd? Ja,
Ja, ons het hamermelings en goed wat ons aandryf met hom. Veral daar by die Willem Prinsloo is Mampoerfees. Daar doen ons dit baie. Oom Hasie, baie dankie dat jy ons meer kon vertel het oor hierdie groen gevaarte. En ek hoop al die manne wat vandag net in 'n kajuit sit waar wind en weer jou nie kan bykom nie, besef 'n bietjie waar hierdie goed ontstaan het. As hy die gevaarte raas nou nie meer so by ons nie en dis veilig, ons kan bietjie hande nader staan, veral aan die kant. Momasie, sê vir my, jy het nou daar op die trekker gesit en miskien kon die ouens nie so lekker hoor oor die engine nie. Waar kan hulle nou meer van hierdie gevaarte sien? Kyk, ons het in September maand, Oktober, het ons daar by die Willem Prinsloo Museum, het ons 'n plaasfees. Nou daar gaan ons onder andere weer die trekkers hê, maar ons het 'n stukkie grond daar wat ons ploeg en plant en oes elke jaar. So die mense is welkom om daarso na die plaasfees toe te kom by Willem Prinsloo in Augustus. As hy sê met die plaasfees is dit heeldag, gaan mense allerhande verskillende trekkers neem ek aan sien, verskillende oudtydse werkstye. Ek weet daar by Willem Prinsloo het hulle ook lieflike oonde waar hulle brood bak gewoonlik. Dit is 'n lekker kultuurervaring. Oom Charles, gaan jy vir ons meer vertel wat alles gebeur op die dag? Ek weet ons gaan ons engines uitstal en trekkers uitstal en daar gaan boere spors wees wat die trekkers waar hulle dromme stoot en daai tipe van goed. Maar dis 'n lekker ontspanningsdag vir die hele dag. Ons begin vroeg in die oggend en ons hou so by 3 uur se kant hou ons op. Verder daar's definitief 'n bakkel altyd die brood en dis heerlik. Ek staan altyd voor in die ry as hulle brood uithaal. As jy nou 'n lekker 'n kultuurervaring soek op die 3 Oktober, kom by die Willem Prinsloo Museum uit en kom kry 'n kultuurervaring. Behalwe vir ou masjiene, gaan jy ook sommer lekker eet en ek weet hulle leer partykeer die kinders sommer kleiosse ook bou daar. Dis 'n lekker kultuurplaas. Sien julle die 3 Oktober dag.